God is good all the time. Jy kan vir my jou Bybel vanmôre oopmaak, daar so in die boek van 2 Samuel. Ons gaan 'n bietjie lang gedeeltes lees vanmôre, maar is tog belangrik. 2 Samuel hoofstuk 11. 2 Samuel in die Ou Testament is net voor 1 Samuel, of net na 1 Samuel. 2 Samuel hoofstuk 11. So jy kan vir my jou Bybel oopmaak daar so in 2 Samuel hoofstuk 11. 2 Samuel hoofstuk 11. Ek wil vanmôre met ons 'n baie bekende gedeelte deel, wat ek dink ons almal ken. Maar ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gesels oor hierdie gedagte. Nou, daar's 'n spreekwoord wat ons sal gebruik om te sê, iemand is op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. En dan bedoel dit dat dit was nie die intensie gewees nie, maar daar het iets slegs gebeur met 'n persoon wat nie veronderstel was om te gebeur nie. En dan gebruik ons die spreekwoord om te sê, hierdie persoon was op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. En vanmôre wil ek na hierdie gedeelte gaan kyk in daai perspektief. Op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd. En ek wil eers gaan ons saam lees in 2 Samuel hoofstuk 11. En ons gaan 'n baie bekende gedeelte lees in die woord. En ons lees dan vanaf vers 1. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, hulle het uitgetrek om oorlog te gaan voer, né? Stuur Dawid Joab en sy dienaars saam met hom uit in die hele Israel. En hulle die land van die kinders van die Ammon verniel en Rama beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. Jy sien, Dawid was veronderstel om saam met hulle uit te getrek het, maar hy het toe in Jerusalem gebly. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, dit is Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Daarop stuur Dawid boodskappers en laat haar haal. Toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om Dawid te laat weet, ek is swanger. En Dawid het Joab laat weet, stuur Uria die Hetiet na my. En Joab het Uria na Dawid gestuur. Toe Uria dan by hom kom, vra Dawid of dit goed gaan met Joab, en of dit goed gaan met die manskappe, en of dit goed gaan met die oorlog. En Dawid sê vir Uria, gaan af na jou huis en was jou voete. En toe Uria uit die paleis uitgaan, het 'n geskenk van die koning hom gevolg. Maar Uria het gaan slaap by die ingang van die paleis, by al die dienaars van sy heer, en nie na sy huis afgegaan nie. En daar is aan Dawid meegedeel en gesê, Uria het nie na sy huis afgegaan nie. Toe vra Dawid vir Uria, kom jy nie van 'n reis af nie? Waarom gaan jy nie af na jou huis nie? En Uria sê vir Dawid, die ark in Israel en Juda bly in hitte, en my heer Joab en die dienaars van my heer is gelaar in die oop veld, so ek dan in my huis ingaan om te eet en te drink en by my vrou te slaap, so waar as die leef en die siel leef, ek sal dit nie doen nie. En Dawid sê vir Uria, bly vandag ook hier, dan sal ek jou môre laat gaan. En Uria het die dag in Jerusalem gebly. Maar die volgende dag het Dawid hom genooi, en hy het voor sy aangesig geëet en gedrink, en hy het hom dronk gemaak. Toe gaan hy aand uit om op sy slaapplek by die dienaars van sy heer te gaan slaap, maar na sy huis het hy nie afgegaan nie. En in die môre skryf Dawid 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg. En hy het in die brief geskrywe en gesê, sit Uria op die voorpunt van die ewigste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneuwel. So het Joab dan, terwyl hy in die stad verken, Uria op 'n plek gesit waarvan hy geweet het dat daar dapper manne was. En toe die manne van die stad uittrek en met Joab veg, het daar van die manskappe van die dienaars van Dawid geval, en Uria die Hetiet het ook gesterwe. Daarop stuur Joab om Dawid die hele beloop van die geveg mee te deel. En hy gee aan die boodskapper bevel en sê, net soos jy die hele beloop van die geveg aan die koning klaar vertel het, as dan die woede van die koning opkom en hy vir jou sê, waarom het julle so naby die stad gekom om te veg? Het julle dan nie geweet dat hulle van bo van die muur af sou skiet nie?
Wie het Abimelech, die seun van Jeribeset, verslaan? Het nie 'n vrou van bo die muur af 'n boonse meelsteen op hom gegooi sodat hy in Tebes gesterf het nie? Waarom het julle so naby die muur gekom? Dan moet jy sê, u dienaar Uria die Hetiet is ook dood. En die boodskapper het gegaan en aangekom en aan Dawid alles vertel wat Joab hom opgedraai het. Die boodskapper het naamlik aan Dawid gesê, die manne was vir ons sterk en het teen ons uitgetrek in die veld en ons het hulle teruggedruk op die ingang van die poort. Toe die boogskutters bo van die muur af op die dienaars geskiet, sodat daar van die koning se dienaars gesterf het en die dienaar Uria die Hetiet is ook dood. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit. So moet jy hom moed inpraat. Toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklag oor haar heer. Nadat die routyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Vanmôre wil ek 'n bietjie met ons gesels op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde tyd. Hier was Dawid op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde tyd. En dit het gelei tot seker een van die grootste skandale en skandvlekke in Dawid se hele lewe. En dit was so groot skandaal en so groot vlek, dat het opgeteken is in die woord van die Here, en tot vandag toe nog, word die skandaal van Dawid oop en bloot gelê. Dis 'n man van God, 'n man na God se hart, wat op die verkeerde plek, verkeerde tyd was. En weet jy, so moet ons as kinders van die Here ook waaksaam wees. Want ons kan ook op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde tyd wees. En dit kan ook veroorsaak dat ons ook tot 'n val kom. En ek wil jy moet saam met my lees, ek gaan dit sommer vir julle lees, in 1 Petrus 5 vers 8, want die Bybel waarsku ons, hy sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jy sien, hy soek. Dan gaan hy verder, hy sê, hoe moet julle teenstaan? Staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broeders wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Ek wil eintlik sê, in my eie woorde wil ek sê, hierdie gedeelte sê vir ons oppas. Die duiwel loop rond en hy soek. En moenie op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd wees nie. Want net soos in die wildtuin ook, jy gaan nie net daar so rondloop nie. Want jy kan op die verkeerde tyd, verkeerde plek wees en dan verskeer 'n leeu jou. Maar hoe was Dawid op die verkeerde tyd op die verkeerde plek? En kom ek vir sê, gewoonlik is daai eerste verkeerde tyd op die verkeerde plek die begin van 'n kettingreaksie. Want die een ding volg op die ander en die een het 'n gevolg op die ander. En op die einde van die dag, wat gebeur? Jou lewe word verwoes, want dit is wat die vyand wil hê. En ons as kinders van die Here eindig so maklik op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. En ons is so baie keer op die plekke waar ons nie moet wees nie, en waar die Here ons nie wil hê nie. Die eerste fout wat Dawid gemaak het is, hy was in Jerusalem terwyl hy eintlik op die oorlogsveld moes wees. Hy was veronderstel gewees om in die oorlog te wees, want hulle praat, die gedeelte sê vir ons, dit was die tyd gewees waar die konings opgetrek het, hy het almal gestuur, het Joab, sy weermag, sy generaals, het almal weggestuur, maar hy self het agtergebly in Jerusalem. Hy was veronderstel om saam met die manskappe te gaan. En daar was hy op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Hy was nie waar hy veronderstel was om te wees nie. En ons is ook net so baie male waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Kom ons wees nou maar eerlik. En dit skep die geleentheid vir die vyand om ons aan te val en om ons te vang, net soos 'n brullende leeu. Want ons kom baie gemaklik in 'n gemaksone, waar ons net gemaklik voel en ons bied nie weerstand nie.
Jy sien, dis presies wat gebeur het nou met Dawid. Sy manskappe was uit vir die oorlog. Hy het in Jerusalem agtergebly en hy was gerieflik geweest. Hy was in sy comfort zone. Terwyl die manskappe gaan oorlog voer het en in die veld was en waaksaam was hy in 'n comfort zone. Was hy in 'n gemaksone. Was hy in die gemak van sy paleis, in die veiligheid van sy paleis. En ons sit ook baie male, kom ons ook so in 'n gemaksone, waar ons net gemaklik voel, waar ons dink die oorlog is nie nou hier by ons nie, die oorlog is daar buite. Maar dan besef ons nie, dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En ons dink baie maklik, ons gaan nie val nie. Ons gaan nie mislei of verlei word nie. Nou, in hierdie opsig praat hy nou van oorspel wat Dawid gepleeg het, maar ek wil hê jy moet hierdie dinge insien in elke aspek van jou lewe. Jy sien, kyk, die duiwel vang elkeen van ons op 'n ander manier, want nie elkeen van ons is dieselfde nie. Dit waarmee jy 'n stryd beleef of 'n swakheid mee het, is nie noodwendig 'n ander ou se nie. Maar die feit dat jy in 'n gemaksone kom en dink, ag wat, nee wat, ek is alright. Ek gaan okay wees. Die feit is nie hier nie. Dis juis wanneer hy die geleentheid skep. Want hy was veronderstel om by die manskappe te wees. Hy was veronderstel om tussen die kinders van die Here te wees, ek het so kan noem. Maar wat doen ons? Baie male. Ons is baie male daar waar ons nie veronderstel is om te wees nie. Ons kom in 'n comfort zone. En die tweede ding wat ons hierso sien, wat Dawid gedoen het is, hy het opgestaan in die middel van die nag, hy het van sy bed af opgestaan, hy het op sy balkon gaan staan. Jy sien, hy was op die balkon, terwyl hy eintlik in sy binnekamer moes wees. Hy was op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Eerstens kom hy in 'n comfort zone. Dis kyk na die vlakke hoe dit eskaleer. Hy kom in 'n comfort zone. Hy kom in 'n gemaksone. Niemand sien my nie, niemand weet van my nie. Niemand weet wat ek nou gaan doen nie. Niemand hou my dop nie. Maar jy vergeet, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu. Jy sien, en ewe skielik staan hy op en hy gaan stap buite op sy balkon. Hy was veronderstel om in sy binnekamer te wees. Ons is baie male besig met ander goed. In ons comfort zone. Dat ons binnekamer afskeep. Laat ons binnekamer verlaat. Jy sien, die oorlog is daar in die veld. Is nie naby ons nie, maar ons kom in 'n comfort zone. Ek vergeeslik vanmôre baie, so ek hoop julle kan insien wat ek probeer sê. Die stryd is daar buite, man, die verleiding is daar buite, die gevaar is daar buite, die feit is daar buite. Sien my comfort zone nie? Sien my eie huishouding nie, sien my eie huis nie, sien my eie gedagtes nie. En dan kom ek op 'n vlak waar ek net gemaklik begin raak. Ek begin gemaklik raak in my geloof. Ek begin gemaklik raak in my dien van die Here. Dit begin net, alles gaan goed, man. Daar is nie moeilikheid nie. Ek dien die Here, ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek bid. Ek is mos 'n kind van die Here, maar ek waak nie. Ek kom in 'n comfort zone, ek kom op 'n gemaksone waar ek nie besef die vyand is besig om 'n struik vir my te stel nie. Ek loop uit in daai veld, soos in die wildtuin, en ek dink by myself, ek is in my agterplaas. Maar ek besef nie, ek is in leeuwêreld nie. Jy sien, en Dawid was op sy balkon, terwyl hy eintlik in sy binnekamer moes wees. Ons raak baie keer besig met ander dinge, dat ons begin afskeep in ons wandel met die Here. Ons begin verkoud en verkoel. Ons begin rustig te raak oor ons wandeling met die Here.
Weet, wanneer ek nie meer tyd in gebed spandeer in die begin, was dit erg, naderhand begin dit al gemakliker raak, tot ek naderhand geen binnekamer meer met die Here kommunikasie het nie. En ek staan op my balkon. Dit is maklik, baie Christene vandag staan op 'n balkon en kyk uit oor ander, terwyl hulle self in die binnekamer moes wees. En hulle raak besig met ander dinge in hulle comfortzone. Watter skade kan hierdie program maak waarna ek kyk? Watter skade kan hierdie mense wees saam met wie ek kuier? Watter skade kan hierdie gesprek nou maak? Watter skade, wat sleg kan hierdie boodskapie nou wees? Watter skade kan dit nou maak? Ek is 'n kind van die Here, man, ek sal nie val hiervoor nie. Jy sien, en ewe skielik begin daai kettingreaksie, want ek is op 'n verkeerde plek, op 'n verkeerde tyd. Terwyl ek in die oorlogzone moes wees, en waaksaam wees, sit ek in my gemaksone en ek skeep my binnekamer af. En wat gebeur? Dawid staan op sy balkon, en hier sien hy vir Tannie Bat se babat. Hy kyk, en dis die fout wat hy maak, sonder om weg te draai en weg te stap. Hy staan en hy hou aan kyk. Jy sien, en dit is wat gebeur, dit is hoe die eskalasie werk. Dit begin baie subtiel. Hy staan en hy kyk. Jy sien, ons besef nie altyd sonde bind nie. Ons besef nie altyd dat sonde is soos, ek wil eintlik sê, hy begin soos velcro, jy ken ons velcro, en dan ewe skielik is dit superglue, en dan is dit sement, en dan is dit vas. Jy sien, hy staan en hy kyk, hy kon omgedraai het, en hy kon weggestap het, en besef het, luister hier so, hierdie is moeilikheid soek. Maar wat se skade kan dit nou maak? Wat se skade kan die boodskapie maak? Wat se skade kan een doppie maak? Wat 'n skade kan een kuier saam met my vriende maak? Wat 'n skade kan dit nou doen? Wat 'n skade kan dit maak as ek bietjie saam met die pelle gaan kuier? Wat 'n skade kan dit nou berokken? Dit is mos nie so erg nie. Maar jy sien, hy staan en kyk. En die Bybel sê, die duiwel lê en loer vir jou. Hy soek wie hy kan verslind. En weet jy wat is interessant van sonde? Sonde sê nooit vir ons nee nie. Het jy al agtergekom? Ja. Sonde wys jou nooit weg nie. Sonde gaan nooit vir jou sê, nee, moenie met my kom speel nie. Sonde sê altyd, kom hier. Kom hier. Hy soek jou. Sonde aanvaar jou altyd. Maak nie saak hoe nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak hoe groot kind van die Here jy is, die sonde sal jou altyd aanvaar. Het jy dit besef? Hy sê nooit vir jou nee nie. En wat gebeur? Die sonde lyk aanloklik. Mag op daar in Genesis, heel eerste boek vir jou Bybel, daar in hoofstuk 3. Ek wil vir jou wys dat van die begin af, die Bybel sê vir ons is met die werke van die duiwel nie onbekend nie. Ons ken sy, ons is met hom onbekend nie, maar weet jy wat ons besef nie eintlik, wat hy besig is om te doen nie, wat ons val noodwendig vir sy, want ons is op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek, waar ons nie veronderstel was die eerste plek om te wees nie. Dawid kyk in plaas van om weg te draai en weg te stap. Ek meen Dawid, 'n man na God se hart, die koning van Israel. Ek meen, maar kyk reg in die begin, in Genesis 3. Wat het die duiwel gedoen om vir Eva te vang? Hy het presies dieselfde konsep gebruik. Kyk hierso.
Vers 1, maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Here God gemaak het. Stop dit gou daar, wow! Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslaan. Raai wat? Never changed. He never changed. Hier wys hy, die slang was listiger. Hy het geweet. Hy gaan verder, hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Jy sien, Dawid kyk daar en hy sien verbode vrugte. Selfe konsep. Wat is verbode vrugte vir 'n kind van die Here? Die werke van die vlees. Die begeertes van die vlees. Galasiërs 5 vers 19. En die vrou antwoord die slang, van al die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet. Jy sien, alles is ons geoorloof. Alles is ons gevrywaar, sê die woord van die Here vir ons. Maar nie alles stig nie. Daarom sê die woord van die Here vir ons, dat beproef wat God welbehaaglik is. Wat beteken dit? Beteken jy gaan beproef alles, en dan behou jy nou net die goeie, want dis die mentaliteit wat die mense vandag het. Nee, ek moet alles eers uitprobeer, en as ek sien, is nie goed vir my nie, dan gaan ek dit los. Daai is op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek wees, en nie in jou binnekamer nie, en redeneer, soos wat Dawid nou geredeneer, kyk vir Batseba. Dis wat gaan gebeur, want op die einde van die dag, wat beteken daai vers, beproef alles, en behou die goeie, of wat? Dit beteken, beproef wat God welbehaaglik is. Kyk na die situasie, kyk na Dawid, kyk na Batseba. Hey, gaan dit God behaag wat jy nou wil doen? Nee. Okay, Dawid draai hom stap weg. Hy het nie gesê, gaan val eers en dan toets jy of het sleg was nie. Want as ons nou gaan lees en gedeelte aan die einde sê, dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Hy het dit nog steeds gedoen. So hy het dit gedoen, dit was verkeerd in die oë van die Here, hy het dit nog steeds gedoen. Jy sien, want ons probeer, ons dink, ek het nie nodig om my vinger in 'n plak te druk om te weet hy gaan my choke nie. Ek hoef dit nie te doen om te weet is verkeerd. Ek kan ons nou leer uit 'n ander ou se foute uit. En dan gaan kyk ons na die werke van die vlees. Jy sien, Dawid kyk en hy kyk nie weg, hy draai nie om nie. Maar kyk wat gebeur toe nou. Die vrou antwoord die slang, van al die vrugte van die boom van die tuin mag ons eet. Jy sien, alles is vir my en vir jou geoorloof. Kom, ek gaan vir jou sê, in hierdie lewe, waarvoor het Jesus in die kruis gesterf? Vir ons sonde. Dis 'n mense mentaliteit vandag. Hy het klaar daarvoor gesterf, so ek kan maar gaan en doen wat ek wil. Dis die mentaliteit hier, dit beteken nie dis goed vir jou nie. Dit beteken jy gaan jou eie lewe verwoes op die einde van die dag. Daai redenasie van jou is dwaas. Daai redenasie is 'n swaap. Ek sê dit reguit wat so redeneer. Want jy sien, op die einde van die dag, kyk ons na al hierdie dinge in hierdie wêreld. Hoeveel goed in hierdie wêreld vandag kan ons wegvat van die Here af? Hoeveel vriende het al veroorsaak dat mense wegval van die Here af? Hoeveel parties en kuier en goeters. Weet julle wat? Ek sit ek in 'n huweliksberading met mense. Weet jy as die grootste issue met meeste van hulle? Vriende. Waar het julle moeilikheid begin? Pelle. Kuier. Van wat gebeur op die einde van die dag? Kyk wat gebeur met Eva. Maar en dan sê sy vir die slang, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Jy sien, hy vertel 'n halwe waarheid. Jy sien, die duiwel is die vader van die leuns. Hy weet hoe om 'n leuen te vertel dat dit klink soos 'n waarheid. Want hy gebruik die waarheid en hy twist die waarheid. Het hulle gesterf toe hulle daai vrugte geëet het? Nee. Maar het sterflik geword. Jy sien, hy die waarheid het 'n bietjie getwist. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Jy weet, dit is wat die duiwel doen. Hy kom en sê vir jou, man, jy gaan uitmis in hierdie lewe. Jy gaan uitmis. Jy gaan uitmis, man, op hierdie situasie. Jy gaan uitmis op hierdie geleentheid. Jy gaan uitmis.
Jy gaan nie weer so 'n kans kry nie. Jy's net eenmal jonk. Man, jy lewe net een keer. Hey, daai is, kan ek gewys nou, daai is 'n halwe waarheid leen van die duiwel. Jy lewe elke dag, jy sterwe eenmal. Jy is net eenmal jonk. Ag man, jy gaan nie weer so gap kry nie. Jy, hierdie geleentheid, hierdie besigheidsgeleentheid gaan jy gaan nie weer so 'n geleentheid kry nie. Hoeveel mense in Suid-Afrika het al hulle vingers verbrand? Weet jy, die sonne lê en loer vir jou. Hy sê, nee man, die Here wil julle net weerhou van hierdie plesier van hierdie vrug. Jy gaan uitloos man. Jy gaan uitloos. Jy moet ook dit beleef, hoe dit voel om jonk te wees. Jy moet dit ook voel om te beleef. Ag man, weet jy man, 'n mens leer mos uit sy foute uit, jy weet. Doen dit net in Boubrug en kom maar oor. Ek wil dit net een keer doen, ek sal dit nooit weer daarna doen nie. Famous last words. Gaan sê dit vir die alkoholus, dat een doppie nie alkoholisme veroorsaak nie. Gaan sê vir 'n huwelik wat opgebreek het as gevolg van egbreek, dat hoerery, een keer, nie daai huwelik opgebreek het nie. Gaan sê vir daai druggie, dat een keer se dagazol, niks veroorsaak nie. Gaan sê vir daai ou in die graf, hulle het vir jou probeer sê. En wat gebeur hierso? Kyk vers 6 aan Genesis 3. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Jy sien, sy was op die verkeerde tyd, verkeerde plek. Waar was Adam gewees daar? Sy was veronderstel om sy helper te wees. Waar is sy? Waar is sy? En sy sien, hierdie boom is goed om van te eet. Dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. Jy sien, ek kan verstand kry deur hierdie ding, want ek kan ons nou leer wat reg en verkeerd is ons nou hierdeur. Ek kan ons nou hierdie ding ook beleef en ook ervaar, en ek kan ook hierdie ding meemaak, of ek kan ons nou, ek gaan nou uitmis op hierdie geleentheid, man. David staan en hy staan op sy balkon, terwyl hy in sy binnekamer moet wees, en hy kyk vir Batseba en hy dink, wat 'n geleentheid is dit? Al die manskappe is weg op die oorlog. Haar man is nie hier nie. I'm home alone and I'm bored. Wat 'n opportunity. Watter geleentheid. Moet nou nie vir Batseba weggooi nie, hoor. Die deler is maar net so goed soos die steler. It's always blame it on the bunny. 'n Wors het twee kante. En sy neem van sy vrugte en eet. En wat doen sy? En gee ook aan haar man by haar. En hy het geëet. Ek sien presies dieselfde ding gebeur hier so met Dawid. Dawid was die een wat nou verlei word, maar Batseba het die appel gevat, papi. So wat by kinders al sê, die rooi appeltjies. Nêrens in die Bybel sê by the way wat 'n appel was nie, maar in elk geval. Dis 'n preek op 'n ander dag daai. Maar in elk geval, en wat doen Dawid? Dawid gaan doen ondersoek oor haar. Hy doen navraag, terwyl hy eintlik selfbeheersing moet toepas. Hy doen navraag, wie is hierdie vrou? Nou hoor hy, nee, dis Batseba, Uria se vrou. Jy sien, ons doen ook dan baie male navraag oor die sonde. Want ons sal mos nie daarin verval nie, ons sal mos nie val vir daai triks nie.
Ons wil net kyk. Jy sien, ons het ons die spreekwoord, kyk ons maar na die menu man, maar ek eet by die huis. Miskien mis ek dalk uit op 'n geleentheid hierso. Ek wil net sien. Miskien sal ek weer so 'n geleentheid kry om, weet jy wat, waarmee omring ons? Met wie omring ons? Het jy geweet, slegte invloede smeer af? Slegte invloede smeer af. Kan ek vir jou nou vertel, kinders, wie stem saam met my kinders, kan partykeer maar wild wees, maar hulle is onskuldig van natuur. Maar ek sien dit op 'n daaglikse basis. Weet jy wat, ek sien, so by die kleuterskool, ons leer baie daarso hoor, jy kan nogal baie sien net deur te observeer en te luister. Jy weet presies wat in 'n ouerhuis aangaan, net as jy kyk na die kinders. Wat hulle sê, waaroor hulle praat, wat hulle doen, hoe hulle optree, hoe hulle reageer. Want slegte invloede smeer af. Hoekom dink jy sê Jesus, dis beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek te hang as wat die een van die kleintjies laat struikel? Want hulle kyk op na jou. Maar so sê die spreekwoord ook vir ons, meng jou met die semels en die varke gaan vir jou opvreet. Meng jou met die verkeerde vriende, raai wat? Jy gaan net soos hulle opeindig. Meng jou met die verkeerde invloed, raai wat? Jy gaan net soos hulle redeneer en soos hulle begin dink. Meng jy met die verkeerde vriende, met die verkeerde mense. Luister na onsedelike gesprekke, wat gaan daaraan gebeur? Jy saai saad in jou gees. En raai wat, dit gaan opkom een of ander tyd. Jy sien, want die sonde is mos 'n lus vir die oë. Dit raak benadend lekker om te kyk. Dit lyk aanloklik. En wat gebeur? Hy doen navraag, hy gaan doen ondersoek oor haar. Die rapport kom terug. Nee, dis Uria se vrou. Nou hier is die volgende wat hy verkeerd, in plaas van om weerstand te bied en in geregtigheid te bly staan met God, want sy is 'n getroude vrou, wat doen hy? Hy gee toe. Hy gee toe. Weer eens verkeerde tyd op die verkeerde plek. En guess what? Sy was ook op die verkeerde tyd op die verkeerde plek. Ek meen, Dawid moes dit gesien het as 'n stopstraat. Kyk hier so, sy's Uria se vrou. Kyk in die Bybelse tyd, as jy gaan kyk, onthou, hy was nog onder die Levitiese wette. As jy gaan kyk na wat die straf was, hulle moes hom doodgegooi met klippe en vir haar ook. Dit was 'n ander tyd gewees waaronder hulle geleef het. Maar wat gebeur? Hy moes dit gesien het as 'n stop, as 'n hierdie is moeilikheid, maar hy gaan voort, net omdat hy die geleentheid het. Jy sien baie vir ons, omdat ons op die verkeerde tyd op die verkeerde plek is, omdat ons buite ons gemaksone is, omdat ons in 'n plek is waar ons nie veronderstel is om te wees nie, omdat ons toegee, wat gebeur? Ek wil vir jou sê, wie van ons kan vandag sê ons weet nie wat is reg en verkeerd nie? Wie van ons kan sê ons weet nie wat reg? Ek wil vir jou vra, is dronkenskap reg? Is hoerery reg? Egbreekery, is dit reg? Gaan kyk na die werke van die vlees. Gaan kyk na al die goeders wat er aan noem. Towery, afgoderry, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer. Is al die goed reg? Jy sê ons weet wat, het Dawid geweet wat hy doen is verkeerd? Jy sien, maar dit het hom nie gestop nie. So net om kennis daarvan te hê, gaan jou nie noodwendig stop nie. If you want to, you want to. Ons weet wat reg en verkeerd is.
Ons weet wat kan lei na sonde. Ons weet wat versoeking doen. Ons verstaan versoeking, ons weet wat 'n versoeking is. En hy winkel loop en jy sien hy chocolate. Weet jy hoe, het jy al agter kyk hoe sy winkel uitgelê? Kom ek vir julle gou vir 'n werke winkel. As jy in 'n supermark is, kan ek vir jou sê, weet jy wat is die gesondste wat jy kan eet in 'n supermark? Gaan kyk aan die kante van die winkel. Alles wat aan die buitekant van die rak, die heel verste, ek wil sê die buite aisles is. Dis waar jou vleis is, dis waar jou vars produkte is, dis waar jou al die tipe goeders is. Alles in die middel sê eintlik bly weg van dit af. Hoekom? Want dis al die geprosesseerde goed en al die goed. Maar kyk nou wat interessant is. Hulle sal 'n hele aisle hê net vir maarmaak goed en medisynes en allerlei goed. En hulle sal al die goeders daai en dan kom jy nou in daai aisle voor die til. Wat is gewoonlik daar? Wat is daar? Sweets, chocolates. En hulle maak daai rykie nogal lank, jy moet nogal lank daar staan, vir alles hulle besig is, en hoe langer jy staan, hoe langer jy kyk, hoe lusser word jy. Wie wil nou 'n wortel eet as jy 'n chocolate kan kry? Dan kom jy met die redenasie, ek sal maar die chocolate vat, die wortel sal my help na die tyd, dan eet jy die chocolate en dan na die wortel, en dan hoop jy maar jy verloor gewig. Gaan nie werk nie. Maar jy verstaan wat ek vir jou sê, want hoekom? Hulle weet mense sal daar 'n impulsiewe besluit maak, want as dit so aanloklik gaan lyk, as hulle dit daar in die rak gesit het mense keuse gehad om verby dit te stap. Maar hier word jy gekonfronteer daarmee, en dit word die hele tyd voor jou gehou. En wat gebeur op die einde van die dag? Impulsief val jy daarvoor. It's a selling gimmick. Dit is dieselfde soos op produkte. Gister toe wys ek vir 'n ou. Gaan kyk op hierdie produk, daar adverteer hulle hierdie ding. Kyk, jy wil dit 'n naalknippertjie hê, maar dan kry jy nou adverteer hulle van op die TV die infomercials. But wait, there's more. Jy weet. Het jy al gesien ook as mense goed adverteer, nou het hulle hierdie nuwe skroewedraaier, wat nou alles kan doen, dan hoe werk hy advertensies? Dan wys hulle ewe skielik hierdie ou het so half, lyk of hy half disleksiese gebrek is en nooit 'n skroef in sy lewe ingedraai het. Ons almal kon uitgesukkel om skroewe in te draai. Met die skroewedraaiers wat ons gehad het, want hierdie skroewedraaier is so, lyk almal of ons nie 'n skroewedraaier kan hanteer nie. Want die skroewedraaier wat ons het is nou so. En dan wys hulle vir jou hierdie nuwe skroewedraaier. Kyk, hy het tot 'n toonhaal trimmer en 'n ooghaarknipper en 'n laserbeam en 'n waterpas en alles, en nou is hierdie ding, iewers as jy nou hierdie tool gebruik, dan is dit nou Shanna, dan is jy nou die Mackie van die plekkie. Maar dan koop jy daar, dan kom jy agter as jy grootste klomp rubbish wat jy in jou lewe gekoop het. Jy gebruik hom een keer, dan breek hy ding. Verstaan jy waarvan ek praat? Dan gaan jy maar weer terug na jou ou manier. Seker 'n bietjie daai infomercials, dan het hulle die ou stofsuiers, en wat hulle huis, hoe sweet jy nou, jy jouself dood te werk daar met 'n stofsuier. Dan bring hulle hierdie nuwe ene nou uit. Dis presies wat hulle doen. Dawid gee toe, in plaas van om weerstand te bied in geregtigheid. Kyk gou 'n bietjie, wat het gereg in die begin gebeur? Hy's op 'n verkeerde tyd, op 'n verkeerde plek. Wat was die tweede ding wat gebeur het? Hy sien sy binnekamer nie, hy's op sy balkon. En kyk nou waartoe dit gelei. Nou gee hy al toe, en hy hou nie rekenskap met God nie. Waar die Here al in sy gedagtes hier opgekom, vandat hy op sy balkon gaan staan het. Nou het hy al geval in ongeregtigheid. En sonde het altyd 'n gevolg. En Dawid vergeet van die Here in daai oomblik. Hy vergeet om hom te onderwerp aan die Here. Dit sou hy gedoen het in die eerste plek as hy in sy binnekamer was. Dit sou hy gedoen in die eerste plek as hy was waar hy moes gewees het. Hy was 'n man van God. Maar sy begeerte en sy het wat vergeet van God op daai stadium. Jy sien, net so ook vang sonde ons met 'n stryk, want die sonde is lekker vir 'n oomblik.
In daai oomblik is dit lekker. In daai oomblik verskaf dit plesier, dit verskaf satisfaksie, dit verskaf alles. Maar daarna, kyk, vir 'n oomblik is daai stuk steak, dan daai mushroom sous, is lekker. Maar die volgende dag dan weet jy van die gout wat jou tref. Daar's altyd 'n gevolg. Daar's altyd 'n gevolg. Jy sien, Dawid was 'n man van God. Maar op daai stadium het hy sy verantwoordelikheid wat hy eerstens teenoor die Here gehad het en teenoor sy volk gehad het, as koning, het hy op sy gesit. Sonde hou jou weg van God en hou jou weg van die woord. Ek het 'n ander dag, het ek het gepreek, sê ek vir mense, terwyl jy besig is om daai sonde te doen, probeer 'n bietjie die Here te prys. Kyk of jy dit kan regkry. Jy sien, Dawid het 'n verantwoordelikheid teenoor God gehad, hy was 'n koning van Israel. Hy het 'n verantwoordelikheid gehad teenoor sy volk. En net so het ek en jy as kind van God ook 'n verantwoordelikheid teenoor die Here en teenoor die volk. Ek en jy het ook 'n verantwoordelikheid teenoor God. Eerstens. Maar wat is die gevolg van Dawid se sonde? Jy sien, sonde het altyd 'n gevolg. Net omdat jy een keer al weggekom het daarmee, beteken nie jy gaan altyd wegkom daarmee nie. Net omdat jy een keer nie geval het daarvoor, beteken nie jy gaan altyd dit kan beheer nie. Jy sien, sonde dra vrug. En op die einde van die dag, wat is die vrug van die sonde? Wat is die loon van die sonde? Die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Dit sal die dood voortbring. Geestelik, beslis geestelik, partymal soms fisies. In Dawid se geval was dit albei. Hy het op 'n stadium hy vergeet van die Here. Hy het vergeet van sy verantwoordelikheid teenoor God. En hy val vir die sonde. Weet jy wat is die ergste van alles? Dawid probeer om Uria om te koop. Hy probeer om te bribe met geskenke. Hy probeer sy sonde wegsteek, want nou is daar 'n gevolg. Jy sien Batsabai, daar het vrug opgedra. Die sonde het vrug gebaar. En hy probeer dit nou wegsteek. Maar weet jy wat van Uria? Hy maak Uria dronk. Maar Uria, kyk die verskil, het meer opregtheid in sy dronkenskap as wat Dawid in sy nugterheid gehad het. Hæ? He was more a man than David was. En wat gebeur? Ons probeer baie male dan ons sonde toesmeer. Dit onder die mat invee. Jy weet dit afpraat, dit wegpraat, dit ignoreer. Dit regverdig, jy weet? Maar weet jy wat, ons besef nie eintlik wat ons besig is om te doen nie. Want Dawid ook, hy besef nou, hey, nou het ek moeilikheid. Wat gaan die volk sê? Wie gaan 'n koning dien wat 'n ander man se vrou? Wie gaan daai koning wil volg? Wat gaan dit van my getuienis sê teenoor die Here? Ewe skielik begin al hierdie dinge nou 'n rol te speel. Dit kon in die eerste plek verhoed gewees het as jy net op die plek was waar jy veronderstel was om te wees. Maar nee, ons kom ons in 'n gemaksone. En dan wil ons dit alles onder die mat invee.
En weet jy wat vir my hartseer van Dawid in hierdie geval? Op hierdie stadium, hy het nie eens gedink om te gaan bely of enige iets. Hy het probeer om hierdie sonde weg te steek. Want wat gaan hy verloor in die proses? Wat gaan eerlikheid om in die sak bring? Dit gaan sy koningskap kos. Dit gaan hom die oorlog kos, dit gaan sy manskappe kos, dit gaan hom iets kos. Jy sien, onthou wat ek al ander gesê het, sonde kos jou altyd iets. Dit kos jou iets. Jy gaan iets moet prys gee daarvoor. Weet jy wat die duiwel speel vir keeps? Onthou op skool dat ons albasters gespeel het. Ek weet nie, vandag se kinders ken nie van albasters speel nie. Hulle ken net van selfone en goed. Maar ons het altyd gespeel en speel ons vir keeps. As jy daai ouetjie gewen het, dan jy sal albasters gehou. Die duiwel speel vir keeps, hoor. Hy speel nie vir die fun nie. En ons wil ook nie bely nie, want ons eie trots en ego is op die spel. Ons sal ook nie erken ons was verkeerd nie. Kan nie sê dit is soos een groot kettingreaksie op die ander. Maar ons vergeet, ons het teen God gesondig. En dis wat Dawid vergeet het. Hy het nie net teen Uria gesondig nie. Hy het nie teenoor sy volk gesondig nie. Hy het teenoor God gesondig. En wat doen Dawid? Toe hy nie die sonde kon wegsteek nie. Toe hy nie die skandaal kon wegsteek nie. Hy gaan pleeg moord. Nie hy fisies nie, maar hy gee opdrag. Hy laat moord pleeg. Hy laat Uria doodmaak. Ek wil vir jou sê, om op 'n verkeerde tyd en 'n verkeerde plek te wees, gaan jou ontneem van jou koningskap. Dit gaan jou kroon van jou al wegsteel. Hoor vandag wat ek vir jou sê. Ons raak desperaat wanneer die mure om ons so toe maak. Raak ons desperaat. Want mense wil nie die gevolg van hulle dade dra nie. Mense wil nie die gevolg daarvan hê nie. Dit is vir my altyd interessant dat dis juist wanneer mense eers kom, dan moet die Here nou help en dan moet die Here nou ingryp. Maar as jy van die begin af geluister het, nou wil iets sal gekom regmaak, en wanneer dit dan gebeur, wat gebeur op die einde van die dag? Wat was alles op die spel vir Dawid om te verloor? Dink gou 'n bietjie daaraan. En daai vrees het hom gedryf om moord te gaan pleeg, want hy wou dit wegsteek. Jy sien, want dit sou nie lank gewees het en dan sou die mense begin praat het oor Batseba, want daai een aand was Batseba by hom gewees, Uria was hy daar nie. Uria was hy by hom. Hy sou geweet, hy sou 2 en 2 by mekaar gesit het. Glo vir my, as jy gedink het jy kan iets wegsteek, dit is altyd die manier om uit te kom. Mense hou van sensasie. En ons is baie male raak ons ook bang wat ons gaan verloor net om in geregtigheid te wandel. Wat gaan gebeur as ek nou moet bely? Wat gaan moet gebeur as ek nou moet bekeer? Wat 'n skandaal gaan dit nou veroorsaak? Hoeveel vriende gaan ek verloor wanneer ek by reg op hoeveel vriende gaan ek verloor? Hoeveel wêreldse dinge gaan ek verloor? Hoeveel wêreldse respek gaan ek verloor? Hoeveel rykdom gaan ek verloor net om in geregtigheid met God te kom? Jy sien, mense is bang vir wat hulle gaan verloor. En dit weerhou hulle om in geregtigheid met God te kan staan. Eintlik vanmôre wil ek jou vra, wat is jy bereid om te verloor vir God? Dis nog 'n vraag. Wat is jy bereid om te verloor om in geregtigheid met die Here te staan? Is jy bereid om vriende te verloor? Is jy bereid om familie te verloor? Is jy bereid om jou bestaan te verloor? Weet jy, baie male sal ek sê, as jy bereid om die lewe te verloor, want ons sê baie maklik, ek sal sterf vir Jesus, maar ons wil nie vir hom leef nie. Jy is bereid om vir hom te sterf, maar jy wil nie vir hom leef nie. Hoe werk dit? Jy sien, Dawid het gedink, hy gaan die probleem op sy manier uitsorteer. Hy het gedink, hy gaan die saak regstel op sy manier. Maar wat sê die gedeelte vir ons? Dit wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Ek wil vir jou vandag vra.
is jy op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek heiliglik in jou lewe. As die Here vandag na ons moet kyk, en jy eerlik vir die Here moet vra, Here, is dit wat ek doen, waarmee ek betrokke raak, is dit wat ek besig is mee, is dit reg in u oë? Is ek op die regte plek? Is ek waar ek moet wees, waar ek veronderstel is om te wees? Is ek op die plek, moet ek in my binnekamer wees of staan ek op die balkon? Moet ek op 'n oorlogsveld wees of is ek in my gemaaksone? Kyk ek of terwyl ek moet wegdraai? Wat is ek besig om te doen? Waar staan ek? Here, is dit wat ek doen reg in die oë? En ek wil vir jou sê, om op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek te wees, gaan vir jou kos. Dit gaan vir jou kos. Ek wil eintlik vir jou sê, ons het die spreekwoord, jy speel op afpop so stoep, maar ek wil nie uiteindelik so gebruik. Ek wil vir jou sê, jy het 'n baie groot risiko om tot 'n val te kom. Jy het 'n baie groot risiko om jou lewe te verwoes, om lewens te verwoes, om mense te verwoes, om jou kinders se lewens te verwoes. Wat wil die Here hê van my en van jou? Vra 'n bietjie vir die Here, Here, waar wil u hê moet ek wees vandag? Waar is ek veronderstel om te wees? Waar is ek nou heiliglik? Nie net in die fisiese nie, maar ook in die geestelike. Kom ons vat dit na jou geestelike lewe toe. Is jy in jou geestelike lewe op die plek waar jy moet wees met die Here? Staan jou binnekamer op die plek waar hy veronderstel is om te wees? Is jou saak met die Here reg? As jy in jou geestelike lewe nie is op die plek waar die Here wil hê jy moet wees nie, gaan vra net 'n bietjie jouself die vraag, Here, wat het veroorsaak dat ek op 'n ander plek staan? Want ek gaan vir jou sê, op die einde van die dag is dit net jouself. Jy gaan met 'n paar veranderings geestelik moet maak. Jy gaan 'n paar keuses moet maak om terug te kom in die wil van die Here. En as jy nie daar op daai plek is waar die Here jou wil hê nie, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy soek die mense op die balkon. Hy soek die mense wat in Jerusalem bly en nie op die oorlogsveld is nie. Moet jy wat ek sê? Hy soek hulle wat op 'n balkon staan en kyk en insien want hy wil begeer. Hy wil dit saai. Die duiwel se plan nog nooit verander nie. Sy plan is om te steel, te slag en te verwoes. En hy wil jou ontneem van jou koningskap. Hy wil jou kroon by jou steel. Glo vir my, as hy dit met Dawid kon regkry. As hy dit met Dawid kon regkry. As jy verstaan wie Dawid was, gaan vat van Goliat se tyd af. As hy dit met Dawid kon regkry. Moenie dink ek en jy gaan wil ek vir jou sê, 'n stryd vir hom wees nie. Ek en jy is easy targets. Ons is easy targets. En op die einde van die dag, hy wil jou kroon by jou steel. Hy wil jou ontneem van die Here. Weet jy hoekom? Hy voel eintlik niks vir jou nie. Dit is sy manier om God terug te kry. Om God se kinders teen hom te draai. Ek wil afsluit met 3 gedeeltes in die Bybel. Ek wil hê jy moet hierdie in jou Bybel gaan vir jou gaan merk. Die eerste gedeelte wat ek wil hê ons moet gelees is Galasiërs 6 vers 9. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
is jy op die regte tyd op die regte plek. Hoor wat hy so sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Hebreërs 4 vers 16. Hebreërs 4 vers 16. En ek wil hierdie 3 verse moet jy regtig deurbid hierdie week. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Weet jy wat, die Here wil hê, ek en jy moet hom toe kom. As ek en jy, nie een van ons wat hier sit vanmôre kan sê ek is onskuldig nie. Die Here sê kom na die troon van genade. Nie so wat hy vir Dawid, hy het vir Dawid daai geleentheid gegee, Dawid wou dit nie hê nie. Dan ons sal in 'n volgende lesing gaan kyk wat met Dawid gebeur, maar op daai stadium, Dawid kon na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek het gesondig, maar hy het nie. Hy het nie op daai stadium het gedoen nie. Ja, hy dis wat Gys sê, hy het, asof God het, in Dawid se oë, asof God dit nie gesien het nie. Maar hy het nie geweet, hy het nie gedink, dat wat hy gedoen het, die Here weet van alles nie. En daarom kan ek en jy in die troon van genade gaan, ons kan vir jou sê, Here, ek was verkeerd. 1 Petrus 5 vers 6. 1 Petrus 5 vers 6, en hiermee sluit ek af vanmôre. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. As hy praat van verneder julle dan onder die kragtige hand van God, wat bedoel hy daarby? Beteken nie jy gaan plank jou naam nie. Hy bedoel submit. Onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, Jakobus 4 vers 7, en hy sal van jou wegvlug. Onderwerp jou aan God. Here, waar wil U hê moet ek wees? Wat wil U hê moet ek doen? Weerstaan die duiwel. As jy by die balkon nou staan, en jy sien vir Batseba, draai om, stap weg. Moenie eers navraag doen nie. Die Bybel sê ook vir ons, moenie die sonde, dit kom daarop, jy moenie die sonde aanleiding gee, moenie dit aanwakker nie. Moenie gaan soek vir moeilikheid nie. Kain en Abel, wat die Here vir Kain gesê het, Kain, die sonde lê en loer vir jou. Moenie dit aanwakker nie. Verneder julle dan oor die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Is jy op die verkeerde plek, op die verkeerde tyd? Waar vind jy jouself nou? Amen. Ons sê, Vader, ek sê vir die dankie vanmôre vir hierdie woord. Here, dis 'n vraag wat ons elkeen onsself moet afvra. Is ek vanmôre op die plek waar U wil hê ek moet wees? Here, is ek op die plek wat U wil hê ek moet wees? Here, baie van ons sal onsself op verskillende plekke bevind. Maar ek wil vra, Here, deur die krag van die Heilige Gees, dat U ons sal kom oortuig. En Here, dat ons 'n keuse sal maak vir U, dat ons 'n geregtigheid sal kom met U en geregtigheid sal staan met U. Dat ons U sal kies bo die wêreld. Vader, ons weet, ons is nie met die duiwel se planne onbekend nie. Ons weet hy wil net steel, slag en verwoes. Maar daarom wil ek bid ook vanmôre, Here, dat ons sal onderwerp aan U, aan die woord. Dat ons die duiwel sal teenstaan, sal weerstaan. Here, om in geregtigheid met U te staan. Heilige Gees, seën vanmôre hierdie woord op ons hart. Wees U asseblief die naprediker van hierdie woord. En help en lei en leer ons, Here. En ek bid dit vanmôre in Jesus naam. Amen.